Ek moet vir julle 'n wonderlike storie vertel wat met my gebeur het. November die 14de, daai oggend, toe staan ek op. Ek was bitter ongelukkig. Ek het my handsak gevat, ek en my kind het beklei, ek en my man het beklei, ek het net met almal beklei. Ek het my handsak gevat, ek het dorp toe geloop. Ek het verskriklik gehuil, ek het na ons glas toe geloop na Mariaan toe, ek het met haar gaan praat. Want sy was vir my, sy is nog vir my soos 'n moeder. Ek het laat die middag toe loop ek terug huis toe. Ek en my dogter het nog steeds beklei. Daar was verskriklik woede in my huis. Ek het woede van jare en jare wat ek bymekaar gemaak het, wat ek met niemand kon praat nie, alles vir myself hou. Die Dinsdag, toe gaan sit ek by die tafel in die eetkamer en ek begin huil. Weet nie waar die trane vandaan gekom het nie, maar ek het gehuil. Ek het nader 'n handdoek gehad, ek het hom uitgedroog soos die trane geloop het. Ek kon nie verstaan hoekom huil ek nie, hoekom is ek hartseer. Ek het op WhatsApp gegaan, ek het vir al my vriende boodskappe gestuur. Wat kan ek doen? Waar kan ek hulp kry? Stuur vir my 'n pastoor se nommer. Ek het ewen so ver gegaan om te sê ek gaan selfmoord pleeg. Ek het vir my boetie wat oorlede is, ek het 'n WhatsApp, ek het op Facebook gaan sit, ek gaan selfmoord pleeg. Ek kon net nie meer aangaan nie. So dit al gaan ek die hele dag gehuil, tot laat die nag. Die Woensdagoggend, toe roep my dogter my, toe sê sy, ma, kan ek en jy nie asseblief ophou beklei nie? Ek kan dit nie glad nie meer hanteer in hierdie huis nie, dit is vir ons te erg. Toe sê ek vir haar, okay, ek gaan probeer. Maar die kop sê so, maar die hart sê anders. Ek het toe probeer, ons was besig met kliënte en toe kom ek by my foon, dan hoor ek my foon lui, dan antwoord ek kom. Dan sit 'n miskool. Dan kom ek weer daar, dan sal weer 'n miskool. So dit aangegaan vir die hele dag, wat daar miskools was. En ek het vir my dogter gesê, ag, dit is skuld, as hulle my soek, sal hulle my weer bel. 4:15 toe lui my telefoon. En dit is 'n dame aan die ander kant. Sy vra vir my, praat ek nou met Anita? Ek sê, ja, dis Anita wat praat. Sy sê, Anita, jy ken my nie, en ek ken jou nie. Maar, ek het 'n boodskap vir jou. God was gisterand by my, en hy het jou naam geroep. Hy het vir my gesê, Leni, gaan soek vir Anita, by ons glas. Hy het jou beskryf, jy is kraal, jy het bruin hare met highlights in, jy dra brille, presies soos jy lyk. Ek moet jou gaan soek. Sy was ons glas toe gewees, sy kon my nie in die hande kry nie, sy het 'n telefoonnommer kry, dis hoe sy my geskakel het. Sy het my gebel, toe sê sy vir my, Anita, ek het 'n boodskap vir jou van God. Lees Matteus 11 vers 28. Ek sê toe vir haar baie dankie. Sy sê, vat my telefoonnommer, dan WhatsApp jy my. Ek sê, okay. Ek het my Bybel gevat, ek het begin lees, net die eerste 4 woorde wat sê, kom na my toe. Ek het geskrik, ek het onmiddellik toe vra ek my sussie, wat nou? Ek wil myself oorpleeg, nou gaan ek doodgaan. Sy sê, nee, vat jou Bybel en lees daai vers. Ek het die vers gelees, en daar staan, kom na my toe, almal van julle wat swaar laste dra, kom leer van my. Ek sal julle help, julle juk op my skouers dra. Moenie bekommernisse vat en dit vir my gee en weer terugneem nie. En ek het dit toe gelees, die volgende dag toe bel Lady my, toe vra sy vir my, Anita, kan ek jou kom sien? Ek sê, jy's meer as welkom. Ek sê, kom 11:00. 11:00 toe stop die kar voor my en daar klim 'n dame uit met rooi hare. Maar ek het haar nog nooit in my lewe gesien. Toe sy aangeloop kom na my toe sê sy vir my, Anita, dis presies soos God jou aan my beskryf het, soos jy lyk. Ek het vir haar ingenooi en toe sy in my sitkamer deur staan, toe sê sy vir my, Anita, God sê, jy het op daai stoel gesit en ween. Ek sê, dis korrek, ek het. Sy het by die tafel gesit, sy het vir my Bybel gelees, sy het met my gepraat. Sy vra vir my, sy sê, Anita, jy het op Facebook, God sê, jy het op Facebook gaan lelike dinge sit. Jy het jou vriende ge-WhatsApp, jy het met almal gepraat. Hoekom het jy nie na God toe gekom nie? Hoekom het jy nie na hom toe gekom nie?
Ek was woordeloos, ek het nie geweet wat om te sê nie. Sy vra vir my, glo jy daar's 'n God? Ek sê vir haar, ja, nou glo ek daar's 'n God. Sy het kamer toe gegaan saam met my, toe sê sy vir my, sy moet vir my bid. Ek het op my knieë gegaan, sy het vir my begin bid. Toe sê sy vir my, Anita, God sê, jy sal geen bekommernisse van geen aard weer ooit in jou lewe hê nie. Jy sal kalm wees. So sy trane, daai jou trane wat gevloei het, was Jesus se bloed wat jou liggaam skoon gewas het. Jy sal nooit weer aan enige slegte ding dink nie. Jy sal God se gees uit jou liggaam hê en jy sal net so lewe. En op die 16de November het dit gebeur. En ek het van daai dag af nog nooit weer enigsins kwaad geword, gebeklei. Ek is verskriklik kalm, ek het nog nie lelike woorde gesê nie. En toe sê sy vir my, jy gaan kalm wees, en ek is kalm. Ek was nog nooit in my lewe so kalm nie. Dit is net eer aan God, hoe ek voel, dit is net fantasties, en ek moet dit vir almal vertel. Sy het gesê, God sê, ek moet dit vir almal vertel. En ek was besig, ek vertel dit vir al ons kliënte wat in die salon kom. Toe kom daar 'n swart dame na my toe, en sy doen haar naels, en ek vertel haar die storie, maar sy was ene hoendervleis. Sy vra toe vir my, Anita, kan jy my help? Ek sê, wat? Sy sê, kan jy my 'n kind van God maak? Ek wil ook voel hoe voel het om 'n kind van God te wees. Ek het vir haar gesê, kom na my toe, ek het vir haar gebid, en God was saam met my. En daai vrou se lewe het net verander. So het ek begin om vir my hele huisgesin te bid. Want God sê, dit is nie net vir my nie. Dit is vir my hele huisgesin, my familie, my vriende. Ek moet skapies vir God bymekaar maak. Want die wederkoms is nie baie ver nie. En die mense moet hulle lewens reg kry. En so doen ek dit. As ek opstaan in die oggend, praat ek met God. Deur die nag as ek wakker word, is God by my. Hy laat my dinge sien deur my geestesoog. Hy laat my hoor deur 'n geestesoor wat nooit daar was nie. En ek gee al die eer aan God dat hy dit gedoen het, dat hy my uitgekies het as 'n disipel. En ek gaan vir hom werk, ek gaan vir hom skape bymekaar maak. En ek het vir my seun ook gebid, vir Stefan. En toe weet ek, as ek nie deur gaan dring na hom toe nie, God gaan iemand anders stuur. En hy het in die week, toe staan hy waar hy werk, toe sien hy, daar loop 'n kleerlingman verby hom. Hy sê, maar die kleerling kyk vir hom snaaks aan. Die kleerlingman het verbygeloop en omgedraai en teruggestap na hom toe. En vir hom gesê, Stefan, God seën jou. Hy vra toe vir Stefan, kan jy die kar uitklim? Stefan sê ja. Hy het Stefan se hand gevat. Hy het vir hom gevra, kan ek vir jou bid? Stefan sê ja. Hy het vir Stefan gebid, toe sê hy, Stefan, is dit die beroep wat jy wil doen? Toe sê Stefan, ja, maar hy het iets anders op sy pad gekry. En hy glo, alles sal regkom. En die man het vir hom gesê, Stefan, moenie verder bekommerd wees nie. God sê, die werk is joune. En die wonderlikste van alles is, vanoggend toe bel hulle my kind, en sê vir hom, die werk is syne. So dit is net amazing, ek bring net almal, en ek kan nie wag om verder vir God te werk nie. Ek wil net aanhou getuig van God se goeie werk, wat hy vir my gedoen het en vir my gesin. En al die eer kom om toe. En die wonderlikste ding wat ek agtergekom het, ons is geneig om al die jare, soos wat ek ook gedoen het, gaan op ons knieë, as ons probleme het, dan bid ons vir God. Vra vir God vir geld, vir kos, vir alles. Maar God kom na my toe, en hy vra vir my, en hy sê, Anita, ek het jou gevra, gee jou lewe, gee jou liggaam, gee jou gees vir my. Dit het jou 52 jaar gevat, om dit vir my te doen. So mense, ek wil regtig vir julle sê, as God met julle praat, luister. Want julle kry nie weer 'n kans.